ons begin die diens in die naam van die Here. Here, ons wil vanoggend ook saam met die skare sê, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons bring aan U die lof en eer, want U is ons koning en ons Heer. Amen. Broers en susters, julle almal wat in die Here hoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons is in die lydingstyd en ons tema vanoggend is dapper genoeg vir Hosanna's na die tyd. En ons gaan 3 gedeeltes met mekaar saam lees, Sagaria hoofstuk 12, Psalm 118 en Johannes hoofstuk 12. En Sagaria is een van daai boekies wat so weggesteek word van die klein profete. My Bybel is dit op bladsy 988. En die rede kom julle Bybels moet saambring is sodat ons op die bord wys as julle net kort stukkies, maar die konteks kan ek vir julle lees en dat julle dit kan volg. Daarom moet hulle asseblief tog julle Bybels saambring. Kom ons bid saam. Here, as U woord vir ons oop is, dan sit ons ook vanoggend in verwagting. Verwagting dat U deur die woord en die Gees ons harte sal raak, ons lewens sal raak, ons nuwe hoop en nuwe moed sal gee vir 'n week wat voor lê, vir 'n maand, vir 'n jaar wat voor lê. Want Here, ons is so afhanklik van U. En dan wil ek ook bid, Here, dat U vanoggend U woord ook op 'n besondere manier aan ons sal openbaar, sodat ons vir U daarin sal raak sien. Here, bewaar ons van die bose, verlos ons van die bose wat daar uit is om ons lewens te verwoes. Help ons om op U gefokus te bly, want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. So ons begin daar by Sagaria. Sagaria hoofstuk 9, Sagaria hoofstuk 12. Sagaria hoofstuk 9 van vers 9. Dit is die profesie van Jesus se koms. Dit lees so: Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal aan jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die hingsel van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee die oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot die uithoeke van die aarde. Dis die profesie rondom die intog van Jesus. En dan, as ons blaai na Psalm 118 toe, dan sal julle sien, wanneer die skare skree, Hosanna, dan haal hulle Psalm 118 aan. Vanaf vers 25 klink dit so: Red tog, Here, gee tog voorspoed. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle in die huis van die Here. Die Here is God, hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wuif met takke. Red tog, Here, die oorspronklik, die red tog is Hosanna. Hosanna, Elohim, red tog, Here, gee tog voorspoed, Here. En dan blaai ons na Johannes hoofstuk 12, die gedeelte waar Jesus kom, die intog in Jerusalem het. Ons lees dan vanaf vers 12. Die volgende dag het die groot menigte mense wat aan die fees toe gekom het, is die Paasfees. En die mense wat gehoor het dat Jesus na Jerusalem, die volgende dag het die groot menigte mense wat aan die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en om tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het op 'n donkie geklim wat hy daar gekry het, so daar geskrywe staan: Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge nie eers verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is,
het al daaraan gedink wat daar geskrywe staan, op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy verlaat was in die graf en hom dood opgewek het gedurig daaroor gepraat. En daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wondertekens gedoen het. Die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan, tot sover. Dink julle dat Jesus se intog in Jerusalem heel toevallig op daardie Sondag plaasgevind het? Niks was toevallig rondom hierdie hele intog van Jesus nie. Hy het nie op 'n dag besluit, ek is lus om na Jerusalem toe te gaan nie. Jesus het hierdie intog haarfyn tot in die fynste detail vooraf beplan. Dit was 5 dae voor Paasfees. En Jerusalem was gepak met pelgrims wat oor die hele wêreld gekom het vir hierdie jaarlikse Paasgaviering. Die geskiedskrywer Josephus sê dat die bevolking van Jerusalem gedurende Pasga tot 3 miljoen mense kon gegroei het. En nou kom Jesus en hy beplan hierdie optog met die skare, wetende dat die entoesiasme van hierdie skare, die priesterhoofde en die fariseërs so die hoenders in sou jaag, dat hulle soveel te meer sou wens en beplan om hom dood te maak. Met 'n doel beplan dat dit so gaan wees. En daardie forceer Jesus die Joodse raad se hand om hulle tydsbeplanning om hom dood te maak aan te pas, sodat dit met Paasfees sou saamval en dat hy as die Paaslam op die Vrydag gekruisig sou word tydens die Paasfees. So Jesus het elke stukkie ding met 'n doel gaan beplan. En toe die skare in Jerusalem gehoor het van Jesus se wonderwerke en veral dat Lazarus uit die dood het opgewek het, het dit soos 'n veldbrand omdat die mense versprei. Dit was die hoofnuus. En nou is mense wat gesê, weet julle wat? Ons was daar. Ons het vir Lazarus 'n lewende lywe gesien toe hy daar in die graf uitgekom het. En hierdie onderlinge praat, was eintlik hulle soos van sosiale media wat dit net versprei het. En mense het begin wonder, gaan hierdie Jesus wat vir Lazarus in die dood het opgewek het, gaan hy na Jerusalem toe kom vir die Pasga? Want histories het ook rondgeloop van die vyandigheid van die Joodse raad se kant teenoor Jesus en dat hulle beplan om hom ergens uit die weg te ry. En hulle het begin wonder, sou Jesus dit waag om in elk geval op te daag vir die Pasga? Of sou hy dalk die veilige opsie kies en wegbly? Maar toe hoor hulle, Jesus kom. En toe hulle hoor dat Jesus Jerusalem nader, sê Matteus in sy evangelie, dat die hele stad in beroering was. Daai woord beroering beteken dat die stad tot in sy fondamente geskud was van opwinding. Dat hierdie Jesus is op pad Jerusalem toe. Ons gaan hom van aangesig tot aangesig sien, nie net van hom hoor nie, ons gaan hom persoonlik ontmoet. So, ek wil vir julle van hierdie verhaal op die eerste plek wys op die profesie. Matteus en Lukas vertel die verhaal dat Jesus sy disippels stuur om hierdie donkie te gaan kry. Hulle kom op die oude aan met 'n donkie en met sy vulletjie die ringsel waarvan Sagaria praat. Jesus stuur om die donkies te gaan haal sodat hy op die donkie Jerusalem kan binnegaan met die oog op die komende Pasga. Nou moet julle nou net dink, hoe het hierdie disippels waar gegooi? Jesus, jy weet mos is nie welkom in Jerusalem nie. Jesus, jy weet jy sal die dood tegemoet gaan as die Paasdag in Jerusalem opdaag. Wat sê Jesus antwoord? Presies. Onthou julle wat ek al telke maal vir julle gesê het, hier sou Jesus al gesê, Matteus 16, sê dat Jesus vir die eerste keer sy dood aangekondig het, toe hy vir sy disippels duidelik begin stel het, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde, die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood het opgewek word. Dus by daardie geleentheid
dat Petrus hom op sy geneem het en hom begin berisp het en sê, mag God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Dan in Matteus 17 vers 22, toe hulle weer in Galilea by mekaar was, het Jesus vir die tweede keer vir hulle gesê, die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense. En dan in Matteus 20, sê Jesus vir sy disippels, Matteus 20:18, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel. Duideliker as dit kan hy dit nie stel nie. Maar dit lyk asof dit nie by die disippels ingang nie, want hulle leef nog steeds in die ontkenning. Dit sal tog nie regtig gebeur nie. Daarvoor is Jesus dit populair, die skare hang aan. Wie sal dit waag om hom dood te maak? En wanneer die disippels gestuur word om die donkie te gaan haal, dink ek het al so lekker by myself geglimlag. Yes, nou sal die mense weet dat Jesus die lang verwagte Messias is waarop hulle eeue lank wag. Die tyd van redding het nou aangebreek. Want die woord Messias beteken letterlik gesalfde. Die Ou Testament is of 'n profeet of 'n koning gesalf. As Jesus die Messias is hy die gesalfde, die koning. Die Grieks van Messias is Christus, wat beteken die gesalfde, die koning. En die disippels was opgewonde. Sagaria 9 vers 9 gaan nou vervulling gaan. Jubel Sion, juig Jerusalem, die koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nedergedryf op 'n donkie op die hingstoel van 'n donkie. En laat vasgehou in daardie gedeelte. Jou koning sal na jou kom. Hy is die oorwinnaar. Maar daardie dag, wanneer Jesus op 'n donkie daar aankom, het hy nie eintlik veel soos 'n koning gelyk nie. Maar dit was die hele punt. Hy is 'n koning, maar nie soos die aardse konings nie. Sy triomfantelijke intog was eintlik 'n soort van 'n lopende gelykenis, waar Jesus 'n duidelike boodskap aan die volk gestuur het. Hier is ek, julle koning, maar ek is nie die soort koning wat julle verwag het nie. Maar die skare het anders gedink. Die skare het Jesus op die donkie sien aankom en ons Sagaria 9 is 'n profesie geken en in hulle kop het hulle waarskynlik gedink en gewonder en gehoop, is dit vandag die dag van die koop te taal. Die verwagting was groot, die opgewondenheid was daar en daarom die hosannas en die palmtakke, want die koning is hier. Dit is wat hulle sê, die koning van Israel. Loof hom in die naam wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Skreeu hosanna en swaai palmtakke. So tweede is die hosannas. Soos wat Jesus nader aan Jerusalem gekom het, die skare gegroei. Hoe groter die skare geword het, hoe luider het hierdie uitroepe van hosanna geword. By die minuut het dit harder geword. Nou die woord hosanna is 'n baie interessante woord. Dit in die Hebreëus oorspronklik het dit beteken red ons asseblief nou. Dis wat Psalm 118 vers 25 sê, red ons. Dit het die betekenis gehad van 'n soos van 'n smeekgebed. Here, ons is in moeilikheid, red ons nou, hosanna. Maar deur verskillende vertalings en edits het die oorspronklike betekenis van hosanna met verloop van tyd verander na redding, dankie. En dit is hoe dit hier in die Nuwe Testament gebruik word, 'n uitroep van dank. En daarom begin Psalm 118 vers 25 met red tog Here, wat oorgaan na vers 26, prys hom wat in die naam van die Here kom. Dan sê vers 27, hy skenk ons net lewe, begin die fees, wyf met takke. En mens kan verstaan van Psalm 118 tot in die Nuwe Testament toe dit juist na aanleiding van die vers 26 en 27 het, dat hosanna verander het van red ons na dankie vir die redding. Natuurlik ons gebruik ook vandag hosanna as 'n lofprysing en dank, eerder as 'n pleidooi om waar is ons haleluja. Die skare wat Jesus tegemoet gegaan het Psalm 118 geken, want dit was een van die bekendste messiaanse psalms gewees. En hulle gebruik dit as lofprysing en dank vir redding.
En deur hierdie woorde van Psalm 118 uitroep, het die mense Jesus duidelik as die beloofde Messias geïdentifiseer. Hierdie Jesus wat kom, dis die Messias waarvan Psalm 118 praat. En die mense het geglo dat hierdie Jesus op die donkie, dit is die beloofde Messias. En hulle was reg. Maar derdens, die reaksies. Jesus se intog op die donkie het verskillende reaksies ontlok. Daar was die skare wat Hosanna geskree het en palmtakke rondgeswaai het. Nou die palmtakke kom in die Ou Testament, waar die Jode aangesê is om palmtakke te swaai as deel van die Hittefees. En dan, omtrent 200 jaar voor Christus, was daar die Makkabeese opstand, waar die Jode tydelik die Syriese oorheersing afgeskit het en beheer geneem het van hulle eie land vir 'n kort rukkie, en dan het gevier deur palmtakke te swaai. So, die palmtakke was die verwelkoming wat aan konings en oorwinnaars gegee is. En toe die skare in die palmtakke geswaai het, waar Jesus verbygery het hulle inderdaad gesê, dit is die koning van Israel wat ons kom red het. Ry verder koning Jesus, geen mens kan jou nou stop nie, want die oorwinnaar, die koning van Israel is hier, en daarom swaai hulle die takke in vreugde. Maar daar was 'n ander groep mense ook, die Romeinse soldate, wat op hierdie Palmsondag gelede gesit het, terwyl 10.000 mense na Jesus gestroom het. Vir hulle was die hele ding 'n groot grap. 'n Koning op 'n donkie, jy seker nie ernstig nie. Geen koning met selfrespek sou hom dood op 'n donkie betrap nie. As jy inpak hom, dan moes jy ten minste op 'n oorlogsperd ingekom het, omring deur soldate of met op 'n strydwa gery het. Maar 'n donkie, geen manier nie. En dit is nie moeilik om jouself in te dink dat die Romeinse soldate openlik gelag het terwyl hulle na hierdie skouspel gekyk het. Hier's 'n armsalige man wat dink hy's 'n koning, wat op 'n geleende donkie ry. Sy saal is 'n tydelike laag van klere en hy's omring deur 'n luidrigtige skare wie se enigste wapens palmtakke is. Hulle het hierdie spulletjie so gesit en kyk en gelag in 'n kop geskud en sê, wat gaan aan met hierdie lot? Maar daar was 'n derde party. Tussen die hoofpriesters en die skrifgeleerdes, hierdie situasie in die stad het toenemende ontsteltenis dopgehou. Hierdie openbare bewys van ondersteuning vir Jesus was die laaste ding wat hulle wou hê. Dit het gelyk op die hele wêreld na Jesus se kant toe oorgegaan het. En hulle skok verander in ontsteltenis en dan in woede, soos wat die berigte aanhou instroom van die mense wat net meer en meer agter Jesus aangaan en al hoe harder Hosanna roep. En hulle oë was Jesus vyand nommer 1. En as vyand sy uitgeskakel word, en die leiers het by hulself besluit, hierdie Jesus sal die stad nie lewend verlaat nie. En dan is ons by punt 4, oor die teleurstelling. Nou moet julle weet, dieselfde dag wat Jesus so triomfantlik Jerusalem binnegekom het by die skare rondom hom wat Hosanna geroep het, daardie selfde dag nog het hy na die tempel gegaan, die tafels daar omgegooi van die handelaars en die geldwisselaars by die tempel uitgejaag. En ek kan dink die skare wat saam met hom geloop het hande geklap en gejuig en getooi en Hosanna, want dis die soort aksie wat die volk op gehoop en verwag het. Hier begin Jesus met huisskoonmaak. Die korrupte handelaars word van ontslaag geraak en nou al wat voor lê is die Romeinse soldate wat platgeslaan word sodat politieke beheer oorgeneem kan word. Maar niks daarvan realiseer nie. Want dieselfde aand gaan Jesus terug na Betanië. En ek kan dink hoe die skare gevoel het. Waarvoor was al die Hosannas dan? Wat het geword van die vreugde dat die Messias soos voorspel uiteindelik gekom het?
Dat hulle noodroep, hulle gebede beantwoord is. Waar is Here Jesus dan nou? Hy skitter in sy afwesigheid. En al hulle drome lê aan skerwe. Al hulle hoop het soos mis vir die son verdwyn. En dan 5 dae later, skree die skare, kruisig hom. Want Pilatus hulle voor 'n keuse stel, Jesus of Barabbas, die moordenaar. Plaas van Hosanna, word dan nou geskree, kruisig hom. Want Jesus het nie aan hulle verwagtinge voldoen. Jesus het nie gedoen wat hulle van hom verwag het nie. Hulle draai hulle rug op hom en skryf hom eintlik af. Dit was 'n nuttelose oefening om Hosanna te skree. Maar vyftens, bring ons by die keuse. Jesus ontlok vandag nog verskillende reaksies, soos wat hy tussen die skare en die skrifgeleerdes en die soldate ontlok het. Niemand kan neutraal staan teenoor Jesus nie. Vir die wêreld is Jesus irrelevant. Vir die moderne mens van ons tyd sê, wat? Jesus? Waarvoor bodder jy nog met hom? Vir die moderne mens wat jaag na sukses, finansiële sekuriteit en plesier, is Jesus soos 'n sprokie wat ergens in die verlede hoort. En in ons eie omgang met die wêreld, baie keer met ons vriende of kollegas, of selfs familie of selfs gesinslede, is ons dikwels te bang om ons hosannas te laat hoor. Want ons is bang vir die spot, vir die verkleinering, jou belaglik maak dat jy nog in Jesus glo. Wat fout met jou? Gaan jy werklik na kerk toe? Want dat is baie beter ding om 'n Sondag te doen. Jy kan laatklap, jy kan gaan inkopies doen, jy kan gaan ontspan, jy kan die lewe geniet. Waarvoor wil jy kerk toe gaan? Glo jy nog die mites van die Bybel van Adam en Eva? As jy so goed glo, geen wetenskaplike glo dit nie. En dan word daar gesê, ons praat nie oor Jesus of oor die geloof en oor Bybel tussen mense nie. Ons maak dit nie deel van ons gewone gesprekke nie, want mens meng nie politiek en godsdiens met jou gewone gesprekke nie, want dit ontlok net risies. So ons swyg liewer. En dan is die vraag, sal jy te midde van hierdie wêreldse siening, die wêreldse spot en lag in die mou, sal jy dapper genoeg wees om jou hosannas nog steeds te laat hoor? Sanna as 'n getuienis van die Jesus wat gekom het. Hoor wat sê Jesus vir diegene wat aan die kant van die wêreld skaar, Lukas 12 vers 8 en 9. Ek sê vir julle, elkeen wat al voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die Seun van die mens hom ook openlik uitspreek vir die engele van God. Maar aan die ander kant, as julle tussen ander mense maak of julle my nie ken nie, sal ek presies dieselfde met julle doen. Dan sal ek ook daarvoor die engele maak of ek julle nie ken nie. Maar dan is daar ook die reaksie van die wêreld teenoor Jesus, maar ook van gelowiges teenoor Jesus. Want Jesus ontlok vandag nog steeds verskillende reaksies ook onder kerkmense, onder gelowiges, onder ons. Want ons hosannas steek dikwels baie keer vas by, red ons asseblief nou. Ons sien baie keer vir Jesus as ons soort van persoonlike assistent, wat ons wense en ons begeertes moet uitvoer. Jesus wat ons moet kom red uit ons krisissituasies, wat ons vra so mooi, ons bid so hard, ons stel ons vertroue in hom, en daarom Hosanna, red ons asseblief nou uit hierdie krisissituasies waarin ons bevind. En ek dink ons was al allemaal by daardie punt gewees, dat wanneer jy te doen het met 'n persoonlike assistent, 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 'n persoonlike assistent,
situasies wat net boekant jou vermoë is om te beheer, dat jy terugval op hierdie Hosanna, red ons asseblief nou, wanneer jy te doen het met siekte, al terminale siekte, iemand was in 'n motorongeluk, lê in ICU in die hospitaal, dat ons hierdie Hosannas bid, red ons asseblief nou. Wanneer dit finansiële moeilikheid is, of wanneer daar verbrokkelde verhoudings is, verwerking deur vriende, familie, kinders, jou ou of jou meisie, dat jy na die Here toe kom en sê, Here, help asseblief, maak asseblief dit reg, doen asseblief dit, sorg asseblief dat dit gebeur. Ons almal was al op daai punt, glo ek. Maar die probleem is, wanneer Jesus nie aan ons verwagtinge voldoen nie, wanneer Jesus nie ons gebede beantwoord soos ons dit beantwoord wil hê nie, wanneer Jesus nie doen wat ons van hom vra en verwag nie, dan word ons teleurgestel soos die skare daar in Jerusalem. Teleurgestelde verwagtinge. Want dit is nie wat ons van Jesus verwag het, dat hy soort van nie doen wat ons vra nie. Ons wil dat hy in hierdie situasie dan nie sy kant gebring het nie. En dan begin ons sê, maar eintlik is hy onbetroubaar en afwesig wanneer ons hom die nodigste het. En begin ons vra, maar hoekom beantwoord hy ander mense se gebede en die myne nie? Wat het geword van al die beloftes waarop ek my hoop gebou het? Waar was hy toe ek hom die nodigste gehad het? Teleurgestelde verwagtinge. En soms gebeur dit dan ook dat kerkmense, gelowiges, ergens hulle rug op God begin draai. Sê ek glo nie meer nie. Al die dinge, Bybel, is klaar daarmee. Dat hulle geloof prys gee en ateïste word. En skree hulle eintlik op die ouende saam in die skare. Kruisig hom. Nie Hosanna nie, maar kruisig hom. Hebreërs 6 vers 6 beskryf dit so. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God. Deel van die skare wat Jesus kruisig. Vraag vanoggend is jy dapper genoeg? Is jy gelowig genoeg om steeds jou Hosannas van dank en lofprysing te laat hoor ten spyte van die feit dat dit baie keer lyk en voel of Jesus aanwesig is of hy jou in die steek gelaat het? Is jy dapper en gelowig genoeg om soos Paulus en Silas in die tronk in Filippi te bly lofliedere sing terwyl hulle onregverdiglik in die donkerste gedeelte van die tronk gegooi is, en dat ons ten spyte daarvan nog hulle Hosannas laat hoor, dat die hele tronk dit hoor? Is jy dapper en gelowig genoeg om God te vertrou, dat self in jou donkerste dieptes van jou mens bestaan, dat God jou nie sal verlaat en in die steek sal laat, maar dat hy saam met jou daar in daardie donker dieptes is? Is jy dapper en gelowig genoeg om te glo dat God op die ou en alles ten goeie sal laat meewerk, al voel en lyk dit nie nou so nie? Is jy dapper en gelowig genoeg om ten spyte van alles Hosannas van dank en lofprysing te laat hoor? Want hoor wat sê Jesus in Matteus 24:13, wie tot die einde volhard, wie tot die einde volhard, sal gered word. Wat sonder ophou bly vashou aan Jesus. En daarom kom die Hebreërskrywer, Hebreërs 10:23, en hy moedig ons aan, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Broers en susters, moenie dat die wêreld
of jou klein geloof jou hosannas stil maak. Amen. Ons bid saam. Here, ons lewe in 'n tyd waar die druk van alle kante daar is om ons monde te snoer wanneer ons oor Jesus praat. Ons weet dat die wêreld nie van U wil hoor nie. Ons weet dat die wêreld in hulle onkunde U afskryf. Maar ons weet ook, Jesus, dat U die lewende God is. Die God wat weer op die wolke sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Here, daardie dag wil ons aan die kant van die skape staan. Daardie dag wil ons name geskryf sien in die boek van die lewe. Omdat ons tot die einde volhard en aan U vashou. Want Here, ons heil, ons hoop, ons toekoms is in U hande. En dit glo ons dat U die Messias is, die gesalfde, die gestuurde, die koning wat gekom het om ons te verlos. Daarvoor kan ons net dankie sê. Here, daarom is dit my gebed dat ons hosanna sal weer klink teenoor ons vriende, ons kollegas, ons familie, ons vriende. Hoe ons wil beweeg dat mense sal hoor hosanna, die seun van Dawid, die een wat gekom het om nie net alleen ons te verlos nie, maar ook die wêreld te kom verlos het. Here, mag die wêreld ore hê om te hoor. Mag ons land se regerders ore hê om te hoor dat Jesus die koning is wat gekom het. Want ons bid dit alles in die naam van die Jesus aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. En ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook in sy vrede. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.